Hartlike welkom van my kant af. Wat 'n absolute voorreg om op hierdie manier by jou uit te kom en die woord by jou uit te bring. En nog lekkerder en nog beter nuus is ons begin met 'n splinter nuwe reeks vandag en ek het die ongelooflike voorreg om dit af te skop. Het gaan oor dankbaarheid. Ons wil regtig mense help uit die woord uit om te kom by dankbaarheid nie as 'n leefwyse, as 'n leefstyl. So dankie is nie net 'n woord nie. Dit is nie net nog 'n woord in jou woordeskat en in my woordeskat nie. En die belangrike van vandag is, waar begin dankbaarheid? Waar begin dit? Dit begin met 'n refleksie. En as jy op hierdie stadium, as jy nou die woord refleksie hoor, dit nog nie lekker verstaan nie, beloof ek jou, binne oomblikke van nou af gaan jy presies verstaan wat ek bedoel met refleksie en hoekom dankbaarheid by refleksie begin. Ongelukkig, slegte nuus, die realiteit van die kultuur waarin ek en jy leef, ek bedoel, jy sien dit elke dag om jou, mense met wie jy te doen kry, mense is ondankbaar. Mense fokus die hele tyd op wat hulle nie het nie. En die woorde meer en die woord nog en die woord genoeg, dit is asof dit nie bestaan nie. Die woord tevredenheid, dit is asof dit nie bestaan nie. Dis omdat ons nie genoeg fokus op dankbaarheid in ons lewens nie. En dan kom daar nog spesifiek die moeilike tye en die swaar tye en die uitdagende tye wat deel is van ons lewe. Daai curveballs wat jou tref van die kant af. Hoe is jy dankbaar in sulke tye? En mag vandag jou regtig help. Voor die geheim van dankbaarheid, een van die geheime, daar's baie geheime van dankbaarheid, maar een van die geheime van dankbaarheid is refleksie. En hier is presies wat ek bedoel met die woord refleksie. Dink terug. Onthou. Dit vra stil sit, dit vra rustig raak en dan intentioneel en doelbewus dink terug. Onthou wat het die Here vir jou gedoen in jou verlede. Ons is so vinnig om dit te vergeet in die harde tye, die uitdagende tye, die onseker tye aan ons lewe. Waaraan moet ek dink? Jy dink terug aan God se getrouheid en sy goedheid in jou lewe. Ek moet vir jou eerlikwaar sê, ek gaan stil sit en gaan reflekteer oor God se goedheid in my lewe. Ek kan 'n boek skryf daaroor en ek is oortuig jy ook. En dis hoekom dit so nodig is dat ons hierdie refleksie moet sien as een van die belangrike geestelike dissiplines. Ons hoor altyd, as ons die woord geestelike dissiplines hoor, dink ons aan bid, ons moet gereeld bid, en dis goed en dis reg, ons moet Bybel lees, ons moet besig wees met die woord, absoluut 100%, onontbeerlik vir enige gelowige se lewe. En dan, hoeveel keer het jy al gehoor as 'n geestelike dissipline? Gaan sit stil en reflekteer. Gaan sit stil en onthou. Gaan sit stil en dink terug aan God se goedheid. Hoor hierdie pragtige skrifgedeelte. Jesaja 46 vers 9. Dink aan wat vroeër gebeur het. Nou daar is presies vir jou refleksie. Dink aan wat vroeër gebeur het. Lank gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Hier kom die Here, dit is 'n vuishou in die maag, daar is niemand soos ek nie, ek is God. Nou daar is 'n wonderlike psalm in die Bybel, wat ek nou as die hoofskrifgedeelte wil gebruik vandag. 'n Psalm wat Dawid geskryf het, Psalm 103, is 'n bekende psalm. Baie van die goed wat ek vir jou gaan sê, gaan vir jou bekend wees, dit gaan nie vir jou nuus wees nie, dit gaan dalk nie vir jou nuut wees nie, maar ek kan jou beloof, binne die konteks wat ons praat vandag, die konteks van dankbaarheid, en die eerste stap van dankbaarheid, is refleksie, gaan hierdie vir jou nuut wees, gaan hierdie vir jou nuwe sin en nuwe betekenis kry. Kom ons begin by Psalm 103, vers 3, die eerste gedeelte. Dit is hy wat al my sonde vergewe. Dit is hy wat al my sonde vergewe. En onthou wie sê hierdie? Onthou wie het hierdie geskryf? Dis Dawid. Dink terug aan Dawid en Batseba. En die feit dat Dawid in effek 'n moordenaar is, wat gereël het dat Batseba se man vermoor word.
Dit is hy wat al my sonde vergewe. Dawid dink terug, Dawid reflekteer, Dawid is dankbaar in Psalm 103. Vandag ek en jy, ons kan terugkyk op die waarheid van die evangelie. Ek onthou net, Dawid het geleef voor die kruis, voor die leë graf. Ek en jy kyk vandag terug. Ons reflekteer op die feit dat ons vrygespreek is van sonde, dat ons vergewe is van ons sonde, danksy die kruis en die leë graf en die gehoorsame pad wat Jesus Christus gestap het. Dink aan Getsemane, dink aan die kruis, die wreedheid daarvan. En ek en jy het vryspraak, ons is vrygespreek, ons is vergewe, ons het 'n nuwe identiteit gekry. Dink terug daaraan, niks kan dit van jou af wegvat nie. Vers 3b van Psalm 103. Daar staan die woorde wat al my siekte genees. Die woord genees kan jy ook anders vertaal met herstel, met ander woorde die Here wat my herstel, of die Here wat my vernuwe. Nou ons weet, die Here genees nie fisies alle siekte nie, maar ons weet ook dat hy baie keer en baie gereeld, nie net in die Bybelse tyd, nie vandag nog, mense genees, ook emosionele genesing. Ek sê altyd die seerste seer wat ek en jy baie keer kry, is nie fisiese seer nie. Dis die seer op die hart. Ek praat altyd van die grass burn op die hart. En as ek en jy gaan sit en dink, hoeveel keer het die Here ons nie al getroos nie, het hy ons nie al emosioneel aangeraak en emosioneel genees nie. Dink terug, dink aan in die Bybel, dink aan die 10 melaatses, die een wat terugkom en kom sê dankie. 1 uit 10. Ek wonder of dit die maatstaf vandag is. 'n 10de van mense, 'n 10de van gelowiges is dankbaar. 'n 10de van mense wat aangeraak word deur die Here is dankbaar. 1 uit 10 kom terug en sê dankie. Dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Mense 12 jaar. 12 jaar. En toe sy aan die Here raak, gaan daar krag van hom uit en hy genees haar. En nou vandag, genesing is nie net vir in die Bybelse tyd, dit is nie net vir 2000 jaar gelede nie. Die Here kom herstel, die Here kom vernuwe, die Here kom genees, of dit nou fisies is vandag nog, of hy die mediese wetenskap gebruik, dis uiteindelik hy wat gesond maak, dit is hy wat genees, en emosioneel ook ons harte weer kom heel maak, en ek sê altyd, ons seer salf maak, dis net die Here wat dit kan doen, maar ons moet gaan stil sit en terugdink aan die baie keer wat hy dit al gedoen het. Psalm 103 vers 4 se eerste gedeelte, wat my red van die graf. Nou mense, wat word hier bedoel? Van die graf is 'n realiteit vir almal. Ons gaan doodgaan. Maar hier word gepraat van 'n geestelike graf en 'n geestelike groef. En dit is verskriklik belangrik. Hy kom red jou, deur die kruis, deur sy leë graf, kom red hy ons van die geestelike graf, die geestelike dood en die geestelike groef. Luister na Paulus se woorde, hy het dit baie mooi vir ons beskryf in 1 Korintiërs 15 vers 55. Hoor hoe uitdagend is Paulus. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En hier wil ek net so 'n kort storieetjie met jou deel. Seker omtrent min of meer 7 jaar gelede is my jongste sussie, ons was baie naby aan mekaar, is sy oorlede. En ek het die, kan ek sê, voorreg aan die een kant en ook die hartseer aan die ander kant gehad om haar begrafnisdiens te lei. En ek sal nooit vergeet aan die einde nie. Kom ek deel regtig eerlik my hart met jou, dit was baie swaar, dit was baie moeilik, dit is my sussie vir wie ek baie lief was, maar ek sal nooit vergeet nie. Ek het myself uitgedaag. En ek het die woorde gebruik wat Paulus gebruik het. Toe ek by haar kus gaan staan, en ek kan die kus raak, en ek sê die woorde van Paulus, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Want ek weet, die dood is 'n deurgang, die dood is 'n deur na die ewige lewe toe. So hy kom red ons van die graf. Psalm 103 se tweede gedeelte van vers 4. En my en jou met liefde en ontferming kroon. Mense, dis God se liefde vir jou, dis God se liefde vir my. Niks verander dit nie. Jou moeilike omstandighede, my moeilike omstandighede, verander nie hierdie, dat jy met liefde en ontferming gekroon is nie.
Die liefde wat God het vir elke mens, en ek wil dit herhaal, vir elke mens. Die groot Griekse woord daarvoor is splagnitsomai. Dis 'n woord wat beteken, dit kry jou ingewande in beweging, dit ruk jou. Dis die liefde, dit is God se liefde vir jou. Ander woorde wat gebruik word in die Bybel, jy hoor dit gereeld, onwankelbare liefde, 'n ewige liefde, 'n onveranderlike liefde, 'n onvoorwaardelike liefde, 'n intieme liefde, selfs 'n brandende liefde. Ons het net nodig om in ons swaar en ons moeilike tye te gaan stil sit en te gaan terugdink, te gaan reflekteer. Verstaan jy hoekom refleksie so 'n belangrike geestelike dissipline is en ook die eerste stap van dankbaarheid? Dink weer aan Dawid se woorde in Psalm 8 waar hy so afmoedeloos, ag Here, wat is die mens? Wat is die mens? Wie is ek nou after all? En ek en jy voel gereeld so. En dan kom Psalm 8 vers 6 wat sê, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. Hoor weer die woord kroon. Jy's met liefde en ontferming gekroon, jy's met aansien en eer gekroon. Mense, ek en jy is bekroondes. Dis nie net die goeie atlete nie, dis nie net die goeie sangers wat gekroon en bekroon is nie. God self het jou gekroon. En dit is wanneer ek en jy gaan stil sit, wanneer ons gaan terugdink, wanneer ons gaan onthou, ek dra eintlik 'n kroon op my kop. Wat 'n rede vir dankbaarheid. Vers 5a van Psalm 103, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Kom ons sê dit weer vir mekaar. Die lewe is soms hard en uitdagend en ongenaakbaar. Ek gaan net 'n bietjie meer daaroor gesels. Maar daar is ook baie goeie dinge wat gebeur met jou en met my. Ek sê altyd, ten spyte van die seer en die pyn en die hoekoms en die waaroms, dis vreeslike sigbare goed, dis vreeslike duidelike goed. En mense onthou dit dalk net baie beter as die wonderlike goeie goed wat die Here doen. Maar Jakobus sê vir ons in Jakobus 1 vers 17 sê hy, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Hoor dit, elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk, al die goeie kom van bo. Kom ons gaan sit, kom ons gaan reflekteer, kom ons gaan onthou, kom ons gaan dink aan God se goedheid. En ek en jy is gekroon daarmee. Dink net aan hierdie jaar. Dink net in hierdie jaar. Die mooi en die goeie wat jy al ervaar het, wat jy al beleef. Ek is oortuig weer, jy kan min of meer amper 'n boek skryf. Dink aan die laaste 5 jaar van jou lewe. Hoeveel keer het die Here nie vir jou deurgekom in swaar tye en in moeilike tye en in uitdagende tye nie. Dan Psalm 103, die tweede gedeelte van vers 5. En my die jeugdige krag van die arend skenk. Elke dag kry ek en jy nuwe krag. Elke dag. His mercies are new every morning. Onthou jy dit? Onthou jy daai lied? Onthou jy daai skrifgedeelte? Elke dag, genoeg vir elke dag. Dit is soos die manna destyds. Die Here kom gee vir ons krag vir elke dag. Kom ek vat jou na 'n aaklige memory toe. Dink terug aan die COVID-tyd. Wat ons gedink het, dit gaan nooit verbygaan nie. Dink hoe die Here jou toegedra het, dag vir dag. En hier is ons nou 'n paar jaar later. Ons het dit gemaak, hoekom? Oor die Here se goedheid, oor die Here se liefde, oor die Here se getrouheid. So mense, die Here kom gee vir ons fisiese en emosionele petrol. Elke dag sy goedheid is daar, sy liefde is daar. Maar goed, kom ons raak nou regtig weer rou en eerlik met mekaar. Hoe dan nou gemaak in swaar, moeilike en seer tye? Dit is makliker. Kom ons sê dit vir mekaar. Wanneer dit met jou goed gaan. Ek noem dit tongenietjies, die dans op die tafeltye. Dan is dankbaarheid nie te moeilik nie. Dankie Here, prys die Here, halleluja, om daai woorde te gebruik is nie te, maar die swaar, die moeilike, die seer tye. Hoe kan jy dan steeds dankbaar wees? Hoe kan Paulus die volgende vir my en vir jou sê in 1 Tessalonisense 5, verse 16 en in vers 18? Hoor mooi, wees altyd bly. Wow, dis 'n uitdagingkie. Wees altyd bly. En dis die volgende ene. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Belangrike woord hier, wees
in alles dankbaar. Nie vir alles dankbaar nie, in alles dankbaar. Wat 'n dissipline verg, wat 'n refleksie verg, wat verg dat ons gaan stil sit en terugdink aan die Here se goedheid, aan die Here se liefde, aan die Here se ontferming in swaar en moeilike tye. Ek wil die Here loof, Psalm 103, waarvoor? Daar's soveel redes. Dis hoekom Paulus hierdie vir my en vir jou kan sê. Ja, ons gaan nie in ontkenning gaan oor die hier en die nou, wat swaar en moeilik en seer en uitdagend is nie. O nee, maar ons gaan stil sit. Terwyl ons hierdie storm beleef, gaan ons stil sit. En ons gaan dink aan 'n wonderlike Vader en 'n wonderlike God in ons vorige storms. Hoe het hy die storm stil gemaak in jou lewe en in my lewe? En dit vra 'n refleksie. Onthou, dink terug. Dis hoekom Paulus hierdie woorde vir my en vir jou kan sê. Ek het nou net vir jou gevra, hoe kan Paulus hierdie volgende woorde sê? Nou, oor hierdie ene. Hoe kan Habakuk in Habakuk 3 vers 17 die volgende sê en die volgende skryf? Al sou die vyeboom nie bot nie. So terwyl ek hierdie vir jou lees, wil ek jy met die prentjie kry. Daardie tyd in Israel was landbou en nogmaals landbou en visserye. Dit was die brood en die botter, dit was die inkomste op die tafel, dit was die kos en die kos op die tafel en die klere aan die lyf. Hoor mooi. Die vyeboom bot nie. Daar's nie 'n vy aan 'n boom nie. Daar's geen druiwe aan die wingerde nie. Die olyfoes misluk en al die lande geen oes lewer nie. Daar's geen kleinvee in die kampe nie. En die beeskrale is sonder beeste. Hoor gou die woorde. Nogtans. Habakuk, regtig? Nogtans. Daar's nie 'n vy nie, daar's nie 'n olyf nie, daar's nie druiwe nie, daar's nie beeste nie, daar's nie kleinvee nie. Dit is die kos op die tafel, dit is die klere aan die lyf, dit is die rand en sent van elke maand. Nogtans sal ek in die Here jubel. Habakuk, regtig? Hierdie woorde is so waar vandag vir jou en vir my. Dit is so nodig vir jou en vir my. Want vers 19 van Habakuk 3 sê, die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Hoe kan Habakuk hierdie sê? Hy dink terug. Hy dink terug aan sy swaar tye. Hy dink terug aan sy seertye. Hy dink terug aan vorige droogte tye, in vorige stormtye in sy lewe. Hy reflekteer en hy onthou, die Here het hy vir my die krag gegee. Toe het hy my voete soos die van 'n ribbok gemaak. Toe het hy my veilig laat loop op hoë plekke. Dis wat die Here gedoen het. Dis wie die Here is, met ander woorde. En hy kan homself nie verloon nie. Dis wat Paulus vir ons onder andere skryf in die boek Timoteus. God wat sê, ek kan myself nie verloon nie. Dis my wese. Jy kan my vertrou. Ek is betroubaar. Dis wie ek is en niks kan dit verander nie. Gaan sit net stil. Kom net uit jou gejaagdheid. In jou moeilike tyd, in jou stormtyd, sit net stil. Begin met die geestelike dissipline van onthou. Die geestelike dissipline van dink terug. Reflekteer. Sit dit by Bybel lees, sit dit by bid. En dan, daaruit, ek wil die woorde gebruik, word dankbaarheid gebore. Al gaan dit swaar, al gaan dit sleg. Dink aan Paulus en sy absolute toegewydheid aan die Here. Waar skryf hy sy wat ek noem, sy blydskapsboek, sy blydskapsbrief? Die boek Filippense. 16 keer word die woord blydskap, vreugde gebruik in die Filippense brief. Mense, dit is 4 hoofstukkies. Dit is 'n kort, baie kort briefie. Waar skryf Paulus hierdie brief? In die tronk. Dit is een van sy tronkbriewe. Hoor, wat 'n boek? Sy blydskapsboek, sy vreugdeboek. Hoekom? Hoe kry jy dit reg om in 'n tronk te sit en oor blydskap te skryf?
en oor vreugde te skryf. Paulus help. Hy dink terug. Hy reflekteer aan sy dae sonder Jesus. Toe hy 'n fariseer was, ja, as jy dit nie geweet het nie, Paulus was 'n top fariseer en hy was sonder Jesus. Hy het Jesus nie geken nie. Ons almal ken mos nou die verhaal toe hy Jesus ontmoet op pad Damaskus toe. En sy woorde onder andere in Filippense is, al wat ek wen, is om Christus te ken. Dis die som totaal van my lewe. Hoekom? Ek dink terug toe ek sonder Jesus was. Ek dink terug toe ek Jesus nie persoonlik geken het nie. Ja, ek het al die wette nagekom. Ek was die hoofseun van godsdiens gewees. Maar, om Jesus te ken, Jesus as enigste bate te verkry. 'n lewe sonder hom is leeg. Vir my en vir jou vandag. Kom ons dink terug aan die kruis. Kom ons dink terug aan 'n leë graf, wat jou lewe radikaal kom verander het. Wat jou 'n totaal nuwe natuur gegee het, wat jou 'n nuwe identiteit gegee het. Wat van jou 'n nuwe mens gemaak het. Dit is hoekom Paulus in Filippense, in die tronk, oor blydskap kan skryf, oor vreugde kan skryf. En net so kan jy en ek ook ons boek skryf oor God se goedheid, oor God se liefde. Kan ons met oorvol dankbare harte leef, as ons net gaan kom by die geestelike dissipline van sit stil, dink terug, onthou, reflekteer. Dis waar dankbaarheid begin. Kom ons bid. Here, ons vergeet so gou. Ons vergeet so vinnig. Ons vergeet so maklik. Veral in ons swaar tye, veral in ons seer tye. Wanneer U so ver voel en tog so naby is. Wanneer U so op 'n afstand voel, Here, maar om ons is, in ons is, by ons is. Here, help ons. Ons wil kom kies vandag vir hierdie geestelike dissipline van refleksie, van dink terug. O Here, ons wil anders as in hierdie kultuur van ontevredenheid vandag en ondankbaarheid, wil ons met dankbare, oorvloedige dankbare harte, wil ons die lewe doen. Help ons, Here, herinner ons om te stil te sit en terug te dink aan 'n God wat lief het, 'n God wat goed is, 'n God wat storm stil maak. Kom bid dit in Jesus naam. Dit is so voorreg om jou te kom seën met die liefde van jou Vader. Om jou te kom seën met Jesus wat elke sonde van jou gedra het aan die kruis. Jou skuldbrief is aan die kruis vasgespijker. Dink terug daaraan. En ek kom seën jou met die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat oomblik vir oomblik, dag vir dag die lewe saam met jou doen. Amen.